my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vandag by julle met 'n woord getitel Daar is 'n hemel. Hoe voel jy as jy dit hoor? Maak dit jou opgewonde? Kom, ek wil vir jou uit die boek van Openbaring daarvan lees. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van God vir ons oor die hemel. Nou sê hy Johannes, die apostel Johannes wat op die eiland Patmos was, toe hy in die gees by die Here was, het die Here hierdie openbaring vir hom gegee, en dit is wat hy gesien het. Kom ons kyk. Openbaring 21 vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en het met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot hoë berg en my getoon die groot stad, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel neerdal van God. En dit het die heerlikheid van God gehad. Nou hier's die eerste gedeelte van daar is 'n hemel. Die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit gaan neerdal, julle. Dit was 'n groot stad, dit is die vrou van die lam, maar dit is 'n groot stad. En dit het die heerlikheid, wat is die heerlikheid? Die beeld van God gehad. En sy lig was as 'n baie kosbare steen. So uit hierdie stad uit, het daar soos 'n baie kosbare steen, sy lig het uit hierdie stad uitgeskyn. Nou sê hy, 'n kristalhelder jaspissteen, en dit het 'n groot en 'n hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en die name daarop geskrywe, naamlik van die 12 stamme van die kinders van Israel. Dan gaan ek nou so gedeeltetjie net moet verbygaan, ons sal nie alles kan lees nie, ek haal vir julle net die kerngedeeltes uit, okay. Hierso in vers 18 sê hy, en die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, so suiwer soos glas. Yes. Julle deurskynende goud, so suiwer is daai goud gemaak, daarvan is die stad gemaak. Is dit nie wonderlik nie? Nee? En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteente. So oral wat jy in hierdie stad beweeg, julle sien jy edelgesteentes ingebou en ingeset en ingelê, en ek glo hulle skitter sommer so terwyl jy daar loop. Nee. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde galsedoon, die vierde smarag, die 5de sardonyx, die 6de sardius, die 7de chrysoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopaas, die 11de hyasint en die 12de amethyst. En die 12 poorte was 12 parels. So elke poort was uit 'n parel gemaak. Elkeen van die poorte was uit 1 parel. Nou dink net hoe groot moet 'n parel wees, dat 'n hele stadspoort uit hom gemaak is. Okay? Uit 1 parel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. So die lig in hierdie nuwe Jerusalem, hierdie stad, is die heerlikheid van God. Dis sy lig. Ja. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En ek wil graag afsluit met hierdie vers 27. Hierdie is 'n waarskuwing. Hierdie is vir my en jou iets om op te let. En daarin sal nie iets inkom wat verontreinig. Okay, nou dink aan enige iets wat verontreiniging bring.
in jou hart, in jou lewe en rondom jou. Daar sal nie enige iets inkom wat verontreinig. En gruwelikheid sal nie daarin gaan nie. En die wat leuns doen, sal nie daarin gaan nie. Sal nie. Julle leuns is baie belangrik. Jy mag nie lieg nie. Dit verontreinig jou, maak jou onheilig. Nee. Maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Die boek van die lewe van die lam, net hulle wie se name daarin geskrywe is, sal in hierdie stad kan ingaan. Julle streef na heiligmaking as jy die hemel wil beerwe. Streef na heiligmaking as jy die nuwe Jerusalem wil ingaan. Streef na heiligmaking om verander te word, om te wees soos wat God is, julle. As jy vir ewig in die heerlikheid van sy teenwoordigheid wil wandel, bid sonder ophou, soek God, aanbid hom, roep tot hom, bely jou sondes en jou ongeregtighede, lees die woord van God baie, want weet jy wat doen die woord van God? Hy transformeer jou elke oomblik wat jy hom lees, om meer te word soos wat God is. Dis wat ek graag vir julle wil sê. Daar is 'n hemel. Nie baie lank van nou nie, gaan ons daar binne-in wees. Of dalk nie, as ons nie God in sy woord gesoek het, nagejaag het, en ons lewens daarna verander het nie. Ek is baie lief vir jou. En ek hoop dat God deur sy liefde met sy Heilige Gees jou nou op hierdie oomblik aanraak om hom te soek met alles wat in jou is. Liefde, seëning, Pastoor Wap. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.